Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 20ste Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, Pala hofsaak, 1 September verhoor. Nuushooftrekke vir vandag. Polisie lê beslag op kokain in Brackenfell. Pala hofsaak, 1 September in Modimolle aangehoor. Ons worstel nog oor die verlede volgens die president. Loteryse aansoeke vir finansiering sluit einde Mei 2025. Sinner verloor teen Alcaraz in Italië met hierdie tennis finaal. Suid-Afrikaners eindig in die laaste plekke op die golftoernooi. Die Pala plaasverhoor sal nou eers gedurende September 2025 kan begin. Volgens bronne is meer as $500,000 se note op die Wildsplaas wat aan president Cyril Ramaphosa behoort het, binnengeval en gesteel. Die 3 beskuldigdes is geïdentifiseer in die huisbraaksaak. Emmanuel David is 39 jaar oud, Danediso Joseph 27 jaar oud en Floriana Joseph is 30 jaar oud, het gister weer eens in die streekhof in Modimolle verskyn op die huisbraak en diefstalklagtes. Geldwasery is ook intussen by hierdie saak bygevoeg. David het van die geld, naamlik R1 miljoen gebruik om 'n gerieflike huis in Rustenburg, Noordwes aan te skaf. Hulle is na die inhegtenisneming in 2023 in die Bella Hof verhoor, waar die landros die saak na Modimolle oorgeplaas het. 23 staatsgetuies sal in die saak moet getuig om te bepaal of skuld of onskuld bewys gaan word. Floriana is tans vergevorderd in haar swangerskap en is weer op borgtog vrygelaat. Die geld was in 'n rusbank versteek op die Pala Wildsplaas. Blykbaar word die 3 met nog 'n inbraak op 'n aangrensende plaas verbind. David is op Rustenburg deur die polisie gearresteer. Floriana was inderdaad werksaam as 'n tydelike werker op hierdie plaas en het sodoende geweet wat op die plaas aangaan. Sy sal dus as die sleutelfiguur in hierdie saak beskou word. Ndaleniso is in Mthatha in die Oos-Kaap deur goeie speurwerk vasgetrek. Net Emmanuel is nie op borgtog vrygelaat nie. Die ondersoek sal dus nou verder gedoen word om al die stukke mooi in die legkaart te laat inpas. Die staat het 4 maande se tyd om afronding in hierdie saak te kan maak. 'n Sondagmiddag aflewering van kokain is deur die Kaapstadse metropolisie gevnyk toe 'n man in Brackenfell met 'n besending van hierdie dwelm vasgetrek is. Die beamptes het die verdagte omstreeks 1600 uur opgemerk toe hy 'n verkeerslig in Brackenfell Boulevard geïgnoreer het. Toe die beamptes hom wou voorkeer, het hy weggejaag. Die beamptes het uiteindelik daarin geslaag om die voertuig tot stilstand te dwing, waaraan die man uitgespring en weggehardloop het. Hy het in die hardloop 'n sakkie kokain van sowat R35,000 laat val, maar is kort daarna deur die polisie aangekeer. Die 45-jarige verdagte is in hegtenis geneem en word by die Brackenfell polisiekantoor aangehou. Dwelms is 'n bron van geld waarmee bendes hulle onwettighede, geweld en magstryde finansier. Dis 'n gemaklike inkomste vir bendebase, maar veroorsaak 'n pad van vernietiging vir die gesinne van verslaafdes. Hoe meer dwelms van die strate verwyder kan word, hoe meer mense se lewens kan hopelik gered word. Lydens die verklaring het die metropolisie ook in die afgelope paar dae beslag gelê op 2 onwettige vuurwapens in Hannover Park. Die publiek word daarin herinner om misdadigheid aan te meld by 021 480 7700. Die Kaapstadse Metro se direktoraat vir veiligheid en sekuriteit sê in sy planne vir die nuwe boekjaar wat op 1 Julie begin, dat dit noodsaaklik geword het om beamptes beter toe te rus om gewelddadige konfrontasies te kan hanteer. JP Smith, burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, sê daar word al hoe meer gevra dat wetstoepassers hulle kollegas van ander afdelings moet vergesel. Dit sluit in beskerming gedurende die lewering van basiese dienste, die beveiliging van die brandweerdienste en selfs wanneer die metro hulp moet gaan verleen tydens rampe. Sowat R100 miljoen is in die konsepbegroting ingesluit uit die begrotings van onder meer water en sanitasie, energie, stedelike afvalbestuur, asook menslike nedersettings om die beskermingseenheid te kan uitbrei. Sê die aanval op die metro se kontrakteurs is meedoenloos en sluit baie ernstige misdade in, soos gewapende roof, kapings en selfs moord. Daar word genoem dat tradisionele polisiewerk nie alleen die impak van misdaad kan oplos nie. Daarom moet die metro so ver as moontlik sy deel ook doen.
'n 43-jarige man is donderdag in Prins Albert in hegtenis geneem nadat koperdrade ter waarde van R120.000 in sy besit gevind is. Volgens die polisie was die drade na alle waarskynlikheid vir die swartmark bestem. Die polisie het op die koper 'n nagemaakte vuurwapen en 'n voertuig beslag gelê. Die voertuig is in die Oos-Kaap as gesteel aangemeld. Die bestuurder van die voertuig is op klagtes in verband met die besit van gesteelde eiendom, besit van 'n gesteelde motorvoertuig, asook roekelose en nalatige bestuur in hegtenis geneem. Die beskuldigde sal in die hof moet verskyn. Die manier waarop 'n land sy pynlike verlede onthou, kan die karakter van sy demokrasie, die legitimiteit van sy instellings en die veerkragtigheid van sy mense vorm, so sê president Cyril Ramaphosa. Ons het gevorder beleide van restitusie en regstellings om die historiese onreg van apartheid te erken, sowel as reg te stel, het Ramaphosa in sy weeklikse nuusbrief geskryf. Die verlede waarmee lande te doen het, gaan volgens Ramaphosa dikwels oor gruweldade wat teen hul mense gepleeg is. Hy skryf dat sy administrasie daarom ewe verbind daartoe bly om die waarheid van apartheid se tallose slagoffers te herstel en om afsluiting vir hulle gesinne te bring. Baie gesinne in ons land het hulle geliefdes weens die wreedheid van apartheid verloor en leef met hierdie letsels. Die apartheidsregime het self aktiviste agtervolg wat land uitgevlug het en het bly onbekend waar hulle tans is. Suid-Afrika se grootste hoenderprodusent, Astral Foods, het die afgelope 6 maande hoender op groothandelvlak verkoop teen minder as die koste om dit te produseer. Astral se verkoopspryse het met 3,1% gedaal. Die groep se wins en winsgrense het onder druk gekom. Die voedselafdeling inkomste het met 9,4% tot R5,3 miljard gestyg danksy hoër verkoopsvolumes en verkoopspryse. Alle kuddes is uiteindelik ten volle aangevul en in produksie na die voëlgriep uitbreking. Die pluimvee-afdeling inkomste het met 1,5% gestyg tot R8,8 miljard, gedryf deur hoër verkoopsvolumes. Die afdeling het 'n verlies van R26 miljoen gelei teenoor die wins van R284 miljoen in die vergelykbare halfjaar. Meer as 84% van Suid-Afrika se pluimvee-invoere kom vanaf Brasilië. Die Nasionale Loterykommissie, die NLK, het sy spertyd vir aansoeke om finansiering deur organisasies tot einde van dese maand verleng. Die huidige aansoektydperk is nou tot 30 Mei oopgelaat. Die organisasies wat hulle profiele op die NLK se aanlyn Tutuka-stelsel registreer, word aangemoedig om hulle aansoeke betyds in te dien. Dit sal volgehoue kommunikasie, getekende opleiding en bewusmakingsstelsels insluit om te verseker dat geen verdienstelike organisasie uitgesluit sal word nie. Alle organisasies wat reeds op die NLK se stelsel is, sal deur die NLK gekontak word om te help om uitstaande kwessies op te los ten einde te verseker hulle kry regverdige geleentheid om hulle aansoeke af te handel. Jannik Sinner sê hy is tevrede met sy spelpyl ondanks sy nederlaag in die eindstryd van die Italiaanse Ope teen Carlos Alcaraz. Alcaraz het 2 stelpunte laat in die eerste stel afgeweer voordat hy beheer oor die wedstryd geneem het en sy eerste Rome titel met 'n oorwinning van 7-6 en 6-1 beklink het. Die 23-jarige Sinner was voor die toernooi in Rome buite aksie sedert hy sy Australiese Ope titel aan die einde van Januarie suksesvol verdedig het. Hy het weens 2 positiewe toetse in Maart verlede jaar vir sy spore van Klostebol 'n veelbesproke skorsing uitgedien. Alcaraz het sy wenrekord teen Sinner tot 7-4 uitgebrei, 'n rekord wat 'n opwindende oorwinning in 5 stel in die halfeindronde van Roland Garros 12 maande gelede ingesluit het. Sinner het aanvanklik te kenne gegee hy gaan van dese week in Hamburg speel, waar Alexander Zverev, Franse Ope finalis, in 2024 meeding, maar die Italianer beplan eerder om nog 'n blaadskans te geniet na 'n indrukwekkende terugkeer in sy tuisland. Die veldtydren is geskiedkundig omdat Suid-Afrika die eerste keer tot nou toe nog gasheer is vir 'n ronde van die wêreldtydren kampioenskapsreeks. Die 5-malige Dakar wenner, die W2RC voorloper na vanjaar se eerste 2 rondes, Nasser Al-Attiyah en sy navigator Edward Boulanger tel onder die groot gunstelinge in hulle Dacia Sandrider. Sebastian Loeb, die beste WRC renjaar in die geskiedenis met 9 agtereenvolgende kampioenskapstitels, jag ook vir Dacia Sandriders in die safari tydren saam met sy navigator Fabian Lurquin. 2 Dakar legendes, Carlos Sainz Sr. en Nani Roma, met 6 oorwinnings tussen hulle sal ervaring inspan om 'n sterk vertoning sy M-Sport Raptor te help verseker.
Sedert van die jaar se Dakar tydren in Januarie het Henk laat gaan en Brett Cummings oorgeskuif na die Europese Toyota Gazoo Racing span, maar hulle bly ernstige mededingers in die Hilux. Die groot Suid-Afrikaanse held en voormalige Dakar-wenner Geniel de Villiers sal ook 'n sterk mededinger as lid van die Suid-Afrikaanse Team Hilux span wees. In die motorfietsafdeling het die Australiër Daniel Sanders die vinnigste tyd, naamlik 7 minute en 8 sekondes, aangeteken. Die eerste skof van die Safari veldtydren is vandag so 262 km van Sun City na Lichtenburg. Baie sterkte vir hierdie jaars. Die McLaren spanmaats Lando Norris en Oscar Piastri is Sondag in die Emilia Romagna Grand Prix vrye teels gegee om met mekaar mee te ding en albei stem saam dat dit die regte besluit was. Piastri het dit nie maklik gemaak toe Norris laat in die wedren sy spanmaat in die tweede plek verbygesteek het nie. Max Verstappen se oorwinning het vir Red Bull as 'n verrassing gekom en het nogmals 'n bewys van hoe vinnig dinge in F1 kan verander. McLaren het die seisoen 5 uit 7 wedrenne gewen en is gemaklik voor Mercedes op die punteleer, maar Red Bull wat derde is, het nou 2 keer geseëvier. Piastri kon sy 4de agtereenvolgende oorwinning en die 5de van die seisoen behaal het, maar in plaas daarvan het sy voorsprong oor Norris tot 13 punte verklein. Die naweek in Monaco kan 'n ander storie wees met die Australiër wat verlede jaar tweede geëindig het na Ferrari se plaaslike held Charles Leclerc. Die veelsidige Cameron Green het met 'n tweede 100-tal hierdie seisoen vir Gloucestershire opnuut 'n klim afgesteek om sy terugkeer na Australië se 11-tal teen die Proteas in die eindstryd van die wêreldkampioenskappe te kan maak. Suid-Afrika en die Aussies is van 11 Junie af op Lords in Londen slags. Die kidders dink daaraan om Labuschagne saam met Usman Khawaja die beurt op Lords te laat begin. Dit sal die weg baan vir Green om 4 te gaan kolf. Die tiener Sam Costas het 'n goeie buiging teen Indië aan einde verlede jaar in die Melbourne gehad. Hy het sy eerste toets met 60 lopies van net 65 balle gevier. Travis Head was die aanvangskolwer in hierdie wedstryd gewees. Suid-Afrika se voorslagbouler Kagiso Rabada het intussen sy eerste wedstryd na skorsing van 'n maand vir die gebruik van kokain nie te waffers met die bal gevaar nie. Hy moes Sondag met 0 vir 34 en net 2 dwoubeurte in die lopiefees teen die Delhi Capitals in Delhi tevrede gewees het. Die Titans het 205-0 in 19 boubeurte met 10 paaltjies gewen en hulle plek in die Indiese Premier League, die IPL, se uitspelrondes reeds bespreek. Rory McIlroy het verlede maand slegs die 6de speler in die geskiedenis van die spel geword wat al 4 major toernooie, die Meesterstoernooi, die Britse Ope, die Amerikaanse Ope en die PGA kampioenskap kon wen. Golf bring jou vinnig aarde toe. Dis een van die goed wat frustrerend kan wees, maar is ook wat die spel so wonderlik maak, het Schaefer aan die media gesê. Ondanks die feit dat 'n handjievol spelers aanbeweeg, seniors soos Joseph Dweba, Herschel Jantjies, Paul de Wet, Ben Lauder en dalk ook Dwanisile Simelane en Manny Libbok, meen Dobson dat die Stormers se strukture van so 'n aard is dat dit nie ontwrigting vir die span gaan wees nie. Dobson benadruk dat dit 'n uitsondering op die reël is om spelers van buite te kontrakteer. Ons is baie gefokus op plaaslike ouens wat 'n begrip vir die streek en kultuur het. In elke plek waar ek kyk, lyk die groep sterker. Daar is wel 'n paar leemtes. As ons van buite die provinsie 'n speler bekom, sal dit iemand wees wat 'n verskil moet maak, het hy gesê. Kyk na die loskopstutte. Ons het vir Steven Kitsel verloor. Ali Vermaak was op 36 beseer en Brock Harris was op 39. Jake Watt het Saterdag, nadat die Bulle die Dragons met 55-15 die kompetisie op Loftusversveld afgeransel het, gesê Cornel Hendricks se dood het hulle emosionele energie gegee. Die Bulle kom op 31 Mei op Loftus teen Edinburgh in die kwart eindronde te staan. Hoewel die Bulle sonder die Springbokke, Gerard Steenekamp, Elrie Gelou, Kurtley Arendse en Johan Goosen is hulle vanjaar in 'n beter posisie om die teleurstelling van die vorige 2 eindstryde reg te stel. Die slot Kobus Wiese het Saterdag die veld in die eerste helfte met 'n rugspasma verlaat, maar hy sal na verwagting reg wees om die skotte aan te durf. Ons het al die jare werk gedoen om tweede op die puntelys te eindig en nou kan ons net beter beheer wat ons kan. Indien die Bulle aanstaande Saterdag met Edinburgh afreken en die Haie klop Munster in Durban, sal die 2 Suid-Afrikaanse franchises mekaar in Pretoria in die halfeindronde die stryd aansê. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian op Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig.
Ons weerberg vir die streek lyk so. Messina 1731, Polokwane 1226, Lephalale 1231, Mbombela 1331, Mahikeng 827, Pretoria 1227, Johannesburg 1323, Ermelo 724, Richards Bay 1634, Pietermaritzburg 1428, Durban 1733, Port St Johns 1732, Bethlehem 623, Bloemfontein -2 25, Alawal Noord -2 24, Welkom 326, Vryburg 427, Kimberley -1 26, Appington 1 23, Prieska -2 20, Springbok 0 12, Karasburg -1 17, Keetmanshoop 0 30, Mariental 5 25, Alexander Bay 10 19, Brandvlei -2 17, Lourensbaai 10 20, Vredendal 6 18, Kaapstad 8 16, Sutherland -6 en 9 grade, George 4 grade en 20 in die middag, Jeffreys Bay 6 27, Caberra 5 29, Graaff-Reinet 1 22, Oos-London 9 31, De Aar -22, Molteno -5 en 18, Beaufort Wes 0 in die oggend, 18 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R18.09 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.68, die prys van 'n euro is R20.34, die pond kos R24.17, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $32.35 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,229 per fyn ons, die prys van Brent olie is $65.41 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Dinsdag word vir julle toegewens.